Ons gaan nou bid, en nadat ons gebid het, terwyl ons so sit, as deel van die gebed, sing ons daai lied, Wees stil, want die Heilige is hier, om onsself in te stem. Kom ons sluit ons oë. Here, ons is die wat glo, ons is die wat sopas bely het, ek glo. En wanneer ons dit sê, dan besef ons opnuut weer, maar dis nie maar net uit ons eie krag uit nie, dis nie net ek wat glo nie, maar dit is U wat die geloof in ons bewerk. U help ons, U maak ons sterk, U gee vir ons moed, U gee vir ons energie, lewensenergie. U help ons om te glo en te weet, want U werk deur U Gees in ons. Baie dankie Here dat ons dit kan weet. Dankie dat hierdie wete ook vir ons soveel beteken wanneer ons die woord oopmaak en dit gaan lees. Here, Petrus en Johannes het 'n spesifieke boodskap gehad daardie dag toe hulle getuig het van wat U gedoen het, wie U is. En daardie boodskap het ook vir ons betekenis vandag in ons lewens, hier en nou, die manier hoe ons leef. En daarom wil ons bid, kom deur U Gees, mag hierdie erediens nie maar net 'n erediens wees nie, maar 'n ontmoeting, 'n ware ontmoeting met die lewende God. Ons bid daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Terwyl ons so sit. Van God skyn oral rondom ons. Hy is met eer gekroon, met mag en majesteit. Uit hom straal helder lig, 'n glans wat alles verlig. Wees stil, want die heerlikheid van God skyn oral rondom ons. Wees stil, want die Here God van mag is werksaam om ons heen. Hy neem ons sonde weg, genees ons grootste seer. Niks stuit die Gees se werk, of kan sy krag beperk. Wees stil, want die Here God van mag is werksaam om ons heen. Amen. U is welkom om die Bybels oop te maak by Handelinge 4. Die teks gaan hier op die bord wees. Ons tema vandag, daar's geen ander naam. Geen ander naam onder die hemel nie. Net een. Handelinge 4 vers 1 tot 12, ek lees uit die 2020 vertaling. Terwyl hulle nog besig was om die volk toe te spreek,
het die priesters en die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op hulle afgekom. Ewig omstel, omdat hulle die volk onderrig en in Jesus die opstanding uit die dood verkondig. Hulle het hulle toe gevange geneem en onder bewaking geplaas tot die volgende môre, omdat dit reeds aand was. Baie van die mense wat die toespraak gehoor het, het egter tot geloof gekom, sodat die getal manne tot ongeveer 5000 aangegroei het. Die volgende dag het hulle leiers en familiehoofde en skrifkenners in Jerusalem bymekaar gekom, ook Annas, die hoofpriester, Kajafas en Johannes en Alexander, en almal wat tot die hoë priesterlike familie behoort het. Hulle het Petrus en Johannes in die middel laat staan en hulle gevra, deur watter krag of deur watter naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus vervul met die Heilige Gees vir hulle gesê, leiers van die volk en familiehoofde, as ons vandag verhoor word oor 'n goeie daad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, moet julle almal en die hele volk van Israel weet, dat hierdie man gesond voor julle staan, deur die naam van Jesus Christus van Nasaret, wat julle gekruisig het, wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers geminag is en die hoeksteen geword het. Daar is ook deur niemand anders verlossing nie, en daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee, waardeur ons verlos kan word nie. Tot daar, ons skriflesing. Onthou, die preek is ook dieselfde tema van die Sondagskool, van die katedese. So die kinders, dit is hoekom ons dit moet opneem ook, en die kinders wat nou nie die preek kan bywoon op Kuduskop of hier nie, of op Rooiberg nie, kan dit dan nou na die tyd op YouTube kyk en dit met hulle lesmateriaal vergelyk. So asseblief, as u nog nie ingeskakel het met daardie reëling nie, asseblief kontak my, dat ons dit kan regkry, dat die kinders elke Sondag kan bybly met wat met die temas gebeur. Vandag se tema gaan rondom hierdie term, die hoeksteen. Wat is 'n hoeksteen? Hoeksteen in die ou dae, voor julle, voor ons jongetjies, ja, in die ou dae, voor sement, het die mense wanneer hulle 'n gebou bou, ek verduidelik nou terwille van die kinders, wanneer hulle 'n gebou wil bou, 'n huis of iets, het hulle 'n groot rots gevat. Daar moet 'n sterk, stewige klip wees, wat hulle op 'n hoek sit, en dan het hulle die klippe so op mekaar gepak. Nou daai steen moet stewig staan, hy moet nie sommer net op sand wees, of iets wat kan maklik meegee nie, hy moet vas staan, en hy moet so wees, dat hulle, wanneer daardie bouer dan die res van die huis bou, dat alles mooi gelyk sal wees, dat dit nie skeef moet wees nie, en dat hierdie huis sal staan. En hoe beter hierdie hoeksteen is, hoe beter was die moontlikheid dat hierdie huis sterk en stewig sou staan. En dit is hoekom Petrus hier praat van Jesus as die hoeksteen. Nou, 'n oupa het eendag aan sy kleinkind ook hierdie beginsel verduidelik. Hy het gesê, natuurlik was die manier waarop jy begin het belangrik. As jy jou klippe op sand begin pak, kan daardie sand maklik skuif op wegspoel, en dan val jou huis in mekaar. Jy het dus altyd 'n vaste en soliede punt gesoek, van waar jy jou klippe kon begin pak. Jy het 'n rots gesoek, en hom dan vasgesit.
Hierdie rots was die hoeksteen en hy is goed en sterk geplant en skuif nie maklik nie. Res van die klippe pak jy op van hom af op en hulle rus en steun dan op hierdie rots. As hierdie klip skeef lê, word die hele huis skeef. As hierdie klip swak is, word die hele huis swak gebou en val hy maklik in mekaar. As hierdie klip sterk en reg lê, sê die oupa, kan die hele huis vas en veilig daarop rus. En toe kyk hy sy klein seun diep in die oë en hy sê vir hom, ou seun, die lewe werk ook so. Alles wat ons doen, is so steentjies wat ons op mekaar pak. Soek in jou lewe ook jou hoeksteen. Bou op die verkeerde een en jou lewe val uit mekaar. Bou op die regte een en jy staan vas, al is daar storms. Liewe broer en suster in die Here, hier in Handelinge 4 kom Petrus en wanneer hulle aangeval word en met hulle geargumenteer word en gevra word, maar deur watter krag, deur watter mag doen julle dit? Dan soek hulle nie die eer vir hulle self nie. Hulle sê nee, daar's maar een hoeksteen. Daar's maar een naam. En dit is die naam Jesus. Dis 'n hoeksteen, nie vir 'n gewone gebou nie, maar vir my en jou lewe, vir my en jou hoop, vir ons ewigheid. En dan kom Petrus en hy sê, onthou, daar is geen ander naam nie, net die een. Wat sien ons, wat gebeur in hierdie gedeelte? Na hierdie genesing kom daar mense, onthou, hier staan, net die mans alleen 5000, so dit kon maklik 10.000 of self meer mense gewees het, wat tot die getal gelowiges gevoeg is daai dag, wat tot bekering gekom het. 'n verskriklike groot wonderwerk. En dadelik is daar mense wat ontsteld is daaroor. Hoekom is hulle ontsteld? Petrus en Johannes preek nie oor iets van hulle self nie. Hulle probeer nie hulle self bevorder nie. Dit gaan net oor Jesus. Maar hulle preek, Jesus het opgestaan. Jesus red. Nou, wie is die mense wat ontsteld is? Dis die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag, met ander woorde die hoof van sekuriteit van daardie tyd, en dan die Sadduseërs. En die Sadduseërs is eintlik die groot probleem, want die Sadduseërs glo nie in die opstanding van die dooies nie. Hulle glo ook nie in engele nie, of geeste nie. So die Sadduseërs was nou eintlik die ouens wat seker daar die voorpunt geneem het met hierdie redenasie. Nou kom Petrus en hy getuig dat Jesus opgestaan het, dat hierdie wonderwerk wat toe soveel mense dit sien, hulle tot bekering kom en in Jesus begin glo, dat Jesus lewe en dat hy opgestaan het. Ons sien dit vandag baie, ek wil myself onderbreek. Ons sien dit vandag baie. Hoeveel mense, ek het in die afgelope tyd weer met iemand gepraat wat gesê het, dominee, omdat ek anders is, omdat ek nie saam kuier nie, omdat ek nie saam drink of aan daai gesprekke deelneem nie, of met hierdie groep in is nie, word ek anders behandel. Hierdie
hierdie teenstand, hierdie verwerping, ons kom nou by die verwerping, hierdie verwerping van Jesus en vir wat hy staan, is eie aan die wêreld. Dit is 100% eie aan hierdie wêreld. Onthou, as jy vir Christus kies, sal jy teenstand kry. Mense hou aan ander goed vas. Eie trots, selfgeregtigheid. Mense wat dink hulle het God nie nodig nie. Hulle hou aan geld, eiendom, besittings, wat ook al. Jou beeld, jou image, wat jy het vir die ander mense. Hulle hou daarin vas. En ons sien hierdie mense wat vir Petrus en Johannes teëgegaan het, was hewig ontstel. Ons teks sê, hulle was hewig ontstel. Nou hierdie Griekse woord beteken, hulle was geïrriteerd, hulle het hulle vererg, hulle was omgekrap. Hoekom? Want nou kom hierdie twee persone, en hulle is nie as rabbies opgelei nie, en hulle kom en hulle vertel iets omtrent God, wat in stryd is met wat hulle verkondig. Ons weet dat die kerk in daardie tyd afgedwing het. Ek het nou die dag was ek met iemand in 'n gesprek rondom gebed. Ek sê vir die persoon, dit maak saak hoe jou verhouding met God is, wanneer jy bid. As jy vir iemand bid, dan moet jou verhouding met die Here reg wees. Hy sê toe vir my, enigiemand kan vir enigiemand bid. Enigiemand kan bid. Dis waar. Enigiemand kan bid. Maar daar is gebede waar die Here vir daardie persoon sê, ek hou my ore vir jou toe. Ek wil nie hoor nie. Ek wil jou nie hoor nie. Daai laaste hoofstuk in Maleagi is my so verskriklik waar die Here sê, maar julle lofsange is my afstootlik. Mense dink enigiemand kan bid. Enigiemand kan, en so kan iemand opstaan. Ons nou die dag weer 'n redenasie gehad, 'n gesprek gehad rondom Pinksterbidure. Dat op 'n stadium met Pinksterbidure gebeur, dat mense het opgestaan en gebede gebid om gehoor te word. Ek is die een wat die grootste woorde en ek kan maklik bid. En dit het eerder oor iets anders gegaan as God se eer. So was dit in die kerk, in die tyd wat Petrus en Johannes hierdie genesing gedoen het. Hulle genees hierdie man in die naam van Jesus. Ek wil amper vir u vra, ek is baie keer, ek is 'n meer gemaklike gesprekstipe persoon. Wil eintlik vra, julle moet julle hande opsteek, maar moenie. Wie van ons het nie al 'n genesing gesien of beleef nie? Ek het al. God genees nog steeds mense. Dit gebeur nie nou meer soos wat dit daardie tyd gebeur het nie. Dit is nou anders, want die tyd is anders. Maar ons kyk baie keer na
liggaamlike genesing, fisieke genesing. En dit bestaan nog steeds wel. Maar hoeveel gebroke harte, hoeveel verslaafde lewens, bitter siele, skuldige gewetens, gebroke verhoudings, verlore mense, red God nie daagliks nie. Hierdie naam van Jesus is die naam bo elke naam. Nou kom Petrus en hy sê, ja, julle het hom verwerp, julle die bouers van die kerk, die klip wat deur julle, die bouers geminag is, het die hoeksteen geword. Mense het Jesus bespot, geslaan, gekruisig, begrawe. God het hom opgewek en hom verhoog. En nou kom Petrus en sê, rig jou lewe volgens hom. Daar's niemand anders nie. Ek wil vir u, ek wil dringend by jou pleit. Maak vandag seker dat jou lewe op hom gebou is. Dat hy die belangrikste steen in van al die steentjies in jou lewe. Elke aspek van jou lewe, as dit 'n steen is, dat hy die hoeksteen is. Vertrou alleen op hom. Ek sluit af met 'n ander teksvers. Petrus kom later in 1 Petrus 2 en hy sê, lê daarom alles wat sleg is, en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie en alle geskinder af, en smag soos pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing, nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het. Is die Here goed vir jou? Wees dan so, soos daardie pasgebore babatjie smag na melk, smag na suiwer geestelike melk. Kom na hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeer is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbaar is. En laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Amen. Here, wanneer ons so daaraan dink, dan besef ons maar net hoe ver is die wêreld hiervan. Die naam Jesus, die naam bo elke ander naam, word so maklik gebruik as 'n vloekwoord, as 'n kragwoord. Word so dikwels so misbruik. Here, help ons om dit om te keer. In hierdie wêreld waar daar so min liefde is, so min van u te sien is, hierdie wêreld het u ons geplaas om uit te gaan en 'n verskil te maak. Dankie dat u ons wil gebruik. In Jesus se naam. Amen.